Goeiemôre, good morning, hoe gaan dit met jou en jou en jou? Baie oulik, jy sien, Pieter is besig om aan 'n nuwe Goeiemôre Good Morning treffer te werk. Elke dag kom ons so 'n stukkie by, né? Ja, en elke dag is dit dalk 'n ander melodie, maar ons sal hom eventually vasvat. Ek dink so, ons wag daarvoor, né? Net so, En dan kan net so. sensasie dit dalk 'n bietjie remix. Wiki, wiki, wak. Wie weet. Baie welkom en dankie dat jy hierdie Dinsdagoggend saam met ons aanpak. Daar wag 'n hele klomp interessante dinge. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Pieter? Inderdaad, gepraat van 'n hele klompie dinge. Mignon de Pre van Dog on the Couch kuier weer by ons. Dan het ons twee manne van die Tuks rugby span, die kaptein Dylan Smit en onderkaptein Chadley Valentine, wat saam met Arnold gaan kom kuier. Ons gesels ook oor velsorg saam met Michelle Lou, produksiespesialis van Creme Klassiek. Dan kyk ons na geldsaake saam met Thys van Sail en hoor hoe 'n slim side hustle jou finansies kan help versterk. Saam met die span van Santam. Ons gesels ook met Annabel Schreder van Spier oor die terugkeer van Spier Light Art, die gewilde nagkunsfees, en dan ook 'n lekker bederf met 'n voorsmaakie van Joe Black se opkomende EP, dis nou daai kort album, né? En sy enkelsnit Die Openbaring, so baie om na uit te sien. Baie om na uit te sien. Maar soos altyd is dit ook tyd vir ons oggendbraaitjies, né? Asseblief. Dis natuurlik een van my hoogtepunte. Ons weet jy Alles jy hom vir geniet ons dit. afskop. Ons weet jy geniet dit terdee, Pieter. Goed, so ek wil graag vir jou vertel dat daar 'n nuwe verslag is wat toon dat Suid-Afrika die hoogste syfer van hierdie sogenaamde deepfake verwante identiteitsbedrog in Suider-Afrika beleef. Nou, skelms gebruik al hoe meer KI gemanipuleerde video's en stemme om mense voor te doen tydens biometriese verifikasie of om vals beleggings en skemas te bemark. Ek dink dit skep groot kommer en ek weet ons het nou al in die verlede ook hieroor gesels, maar ek weet nie of jy al ooit 'n slagoffer van so iets was nie. Ek was nie 'n slagoffer nie, maar ek sien die goed. Jy weet, ek dink daar was nou een wat die ronde gedoen het oor Driekus Du Plessis. Wat nou vir mense ook sê, nee, jy moet hier belê of jy moet dit doen of dat doen. Gelukkig ken ons iemand soos Thys. So as ek Thys se gesiggie sien, dan weet ek, okay, hierdie kan nou waar wees. Tensy dit ietsie is wat hy verkoop, soos ek weet nie wat nie, maar 'n naweek vir 2 by Loftus Versveld, dan weet ek dit is absoluut fake, want Thys is nie 'n Loftus Versveld man nie, hy is meer 'n leeuusman, alhoewel hy baie uithang by Loftus Versveld. Maar in elk geval, nee, ernstige noot. Ek dink dit is eintlik baie kommerwekkend, want daar is baie mense wat so gullible is om te glo dat dit wel is. Maar dit lyk so erg. Dit lyk so erg en dit is so goed gedoen. En hoe hulle dit byvoorbeeld in 'n onderhoudssituasie, hulle sal byvoorbeeld 'n bekende joernalis kry om 'n onderhoud te voer en te vra, is dit so, ek weet nie, daai is dit vragies baie tyd om die goeie so te kan programmeer ook, laat dit so oorspronklik kan lyk. Ja, en ek dink veral wanneer dit kom by iets soos iemand se stem. Jy weet, dit is wat dit, jy kan dadelik hoor aan iemand se stem of dit, ek dink dit is een van die bepalende faktore, as ek dit so kan stel. So as dit ook nou nog eg klink, jy weet, en dit kom 'n mens ook al meer agter. Maar kyk, daar's mos 'n 6de sintuig, of 'n gut feel waarvan hulle altyd praat. Ek dink mense moet baie meer gefokus raak ook op jou gut feel, jou 6de sintuig. As iets te goed klink om waar te wees, dan is staan net so 'n bietjie terug. As iets vir jou sê, nee, wag 'n bietjie, glo maar so 'n bietjie. My groot vraag is net, wat kan 'n mens doen, jy weet, om te kyk of dit werklik eg is, al dan nie. Ek weet nie, ek het geen wenke in daai opsig nie, want ek dink baie mense wentel self na ChatGPT toe deesdae in vandag se tyd, vir elke ding deesdae, jy weet, om so 'n bietjie navorsing te doen en om raad te kry ensovoort. So ek weet nie hoe 'n mens dit kan bevestig nie. Maar miskien kan 'n mens eendag van die tyd met 'n kenner gesels. Jy kyk na die stem, dalk moet 'n ou bietjie na die syfers ook kyk, want ek dink die syfers wat hulle daar noem is dalk ook partykeer 'n bietjie te verregaande. I don't know. Goeie punt wat jy uitwys, Pieter. Manne van een syfer na 'n ander syfer, luister gou hierna. Ja. Die Arbeidshof in Johannesburg het beslis dat 'n werknemer van die baie bekende Gold Reef City met sowat R229.600 vergoed moet word. Klaarblyklik was daar dissiplinêre stappe teen die werknemer geneem nadat 'n beweerde onreëlmatigheid in die werksproses aangemeld is. Die hof het bevind dat die optrede teen hom vergelding van sogenaamde whistleblowing was. Nee? En daar word jy nou vergoed met 'n goeie R230.000. R230.000. Ek dink jy weet daar moet 'n ou weer eens die situasie opsom.
Ja. En kyk, jy weet wat presies het gebeur, maar ek seker as die arbeidshof daarom die ding onder oë gehad het, dan is hulle tevrede met whatever die agtergrond en die dinge was. Wel, die ding is, vletjieblassers is gereeld in die nuus. En ek dink baie mense, in vandag se tyd veral, is redelik skrikkerig, jy weet, om soms iets, Ja, jy weet, onder die aandag van 'n werkgewer byvoorbeeld te bring, juis as gevolg van die moontlike gevolge wat dit kan inhou. So ek weet nie, ek meen mense kyk nou spesifiek in hierdie situasie ook na die beskerming van vletjieblassers. Dink jy daar kan meer gedoen word om hulle te beskerm? ek dink so ja. Kyk, want ek is nou al 'n paar keer gevang hier in die studio wat ek fluit, maar Ja. dit is nie noodwendig vir daardie rede. Ja, nee, los maar die gefluit. Maar ek stem 100% saam, want dink net hoeveel druk sit dit ook op jou, as jy weet daar is soveel goeders wat nie reg gebeur in jou werksomgewing nie, maar net jou integriteit en die manier hoe jy grootgemaak is, sê vir jou, alles druis teen dit in, maar werk is skaars aan die ander kant, so Ja. ek weet nie, ek dink hulle moet maar net bietjie meer doen. Maar nou wil ek ook vir jou vra, ek bedoel, want dit vestig half die aandag op iets soos eerlikheid en deursigtigheid in die werksplek. Persoonlik voel ek dit moet te alle tye daar wees. Jep, Dit skakel onsekerheid uit. Ek dink dit skakel misverstande en kommunikasiegapings uit. So ek dink dit moet te alle tye geïmplementeer word, maar ek dink nie dit werk oral so nie. Nee. En daar is seker maar, na wie toe gaan jy? Jy weet, as daar regtig nou 'n klompie mense is in jou werksomgewing wat jy nie kan vertrou nie. Ek kan onthou my eerste werk wat ek ook maar in die koöperatiewe omgewing begin het. Ons human resources management, nê? Was so 'n oulike vrou en 'n mens kon altyd met vrymoedigheid na haar toe gaan en ek het gevoel, okay, hier word ek daarom beskerm. En ek sal beskerm word of my belange sal ook op jy weet haar hande gedra word of die maatskappy se hande. Maar ek dink dinge het ook maar 'n bietjie verander. Teenoor nou en 30 jaar terug. Daar sy 30 jaar terug sê jy. Ja, dis net skuins voordat ek snaar 6 toe is. So jy het al 'n bietjie ongemak verduur. Ja, ek dink so, maar ek dink in daai tyd was ek ook maar ek dink baie keer as jy dalk net of op daardie stadium nog onvolwasse of jy's heeltemal nog te jonk in jou werksomgewing of goeders, dan besluit jy maar jy staan terug. Maar dan aan die ander kant kom jy nou weer by jou senior manne en goeders, dan sit maar kind of, ons is al so gewoond om die wang net na die ander kant toe te draai of net ander kant toe te kyk. Ja, wel ek sê altyd, persoonlik voel ek dat dit deel is van 'n groeiproses, nê. As 'n mens jouself nou moet vergelyk met 30 jaar gelede byvoorbeeld, dan kan jy agterkom hoe jy gegroei het ook in die proses Definitief. en hoe 'n mens sommige situasies deesdae beter hanteer. Dalk net, as jy 'n bietjie wil onthou net, dit gaan nie net oor jou nie, dalk is daar 'n klompie ander mense wat saam met jou so daaroor voel. Goed, vletjieblaser, ons hoor jou. Dis 'n goeie morning, good morning. Ons is so bly jy's hier. In any case, listen to this. Dress your team for success with Image Makers, quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those very important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African Image Makers. En met daardie stukkie nuus, bly ingeskakel. Ons gesels net hierna verder op jou een en enigste. Goeiemôre, good morning.